Hartlike hallo, dis weer tyd vir Ritme Digitaal, of soos my goeie vriend Stefan Joubert altyd sê, en dis sy eie woord wat hy ontwikkel het, ons gaan nou ritmeer, en hierdie is nou die digitale weergawe van ritmeer, so baie welkom, ritmeer lekker saam met ons. Wie het gedink daar kan na al die jare iets goed uit COVID uitkom? Wel, vir 7 jaar lank is ritme besig en ek wil sê danksy COVID het ons digitaal gegaan en het nooit opgehou nie, want ons het vriende reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld, so jy is so welkom by Ritme Digitaal. Dankie vir die baie terugvoer wat ons kry. Mense, dit is maar net 'n motivering vir ons, dis 'n inspirasie vir ons. So Stefan deur die land beweeg, soos ek deur die land beweeg, ek bedoel wonderlike terugvoer van hoe hierdie inspireer, hoe hierdie bemoedig, en dis die hoofrede hoekom ons hierdie doen, dis die hoofrede hoekom ons aanhou en nie sommer sal ophou hiermee nie. Jy is so welkom om hierdie op sosiale media te versprei na vriende en familie toe, dat ons die woord kan uitkry by mense, want dit is waaroor dit vir ons gaan. Die woord, ja, dit moet Suid-Afrika aan die brand steek, dit moet harte en lewens aan die brand steek. So geniet vanaand ook, mag dit geen uitsondering wees nie, mag jou hart en jou lewe diep aangeraak word. Hier gaan ons, geniet dit. Goeiedag, dit is Ritme, wat 'n voorreg om saam te reis uit die Here se woord saam met Johan en die hele ritmespan en om altyd aktief met die Here se woord besig te wees. Here God, wil U gee dat ons vandag, soos elke ander dag, deur die woord, deur die Gees, deur Uself aangegryp sal wees. Praat met ons elkeen in duidelike Jesus taal. Amen. Ek wil graag stil staan en ek het sommer my tekste ingetrek so op my selfoon, sodat ek nie die hele tyd so in die Bybel hoef rond te blaai nie. Maar ek wil saam met jou stil staan by wat ek dink 'n lewensbelangrike vraag is. Weet jy, God is op sy troon? Weet jy, God is op sy troon? Baie mense, ja, reg ook, sê die Here regeer. Die Here is op sy troon. Maar wat beteken dit? Wat sê ons as ons sê, die Here is op sy troon? Openbaring het 'n glashelder antwoord hierop. Nou van Openbaring gepraat, dit is 'n boek waarvan baie mense weggevlug het, want dit het in die hande beland van wie weet hoeveel sogenaamde eindtydkenners en kenners op al die nuutste krisisse, virusse, antichriste en jy noem dit, wat jou tot die dood toe met hierdie boek kan bang maak. As dit nie 'n mislukte wegraping is nie, is dit alweer 'n nuwe antichrist, 'n nuwe Iran, 'n nuwe Irak, 'n nuwe, jy noem dit, en ons word met Openbaring gedreig, afgedreig en skrik op die lyf gejaag. Dit hoort nie so nie. Openbaring is 'n fenominale boek. Dis die boek oor God op sy troon, 47 keer. Jy het reg gehoor, 47 keer, waarvan 40 kere direk met God die Vader verbind word die troon in die boek Openbaring sentraal gestel. En dit is die absolute, wil ek amper sê, kernbeeld om God in die boek Openbaring en vir Jesus te verstaan. En ek het gedink, ek wil graag saam met jou 'n klompie van die fokuspunte van God se troon in Openbaring uitlig, sodat jy en ek sal weet wat dit beteken as ons sê, God is op sy troon. Heel eerste, God deel sy troon met Christus. Kan ek dit weer sê? God, die Almagtige, deel sy troon met Christus. Ek lees in Openbaring 3, vers 21. Elkeen wat enduit volhard en wen, sal saam met my regeer, en ek sal sorg dat hulle saam met my daar op my troon sit. Dis Christus wat aan die woord is, by die gemeente in Laodicea. Net so het ek ook enduit volhard en gewen, toe het ek langs my Vader kom sit op sy troon. God deel sy troon met niemand nie, tensy dit God se seun Christus is. En nêrens word dit mooier beskryf nie, as met Jesus se eie, wil ek sê, troonsbestuiging. Onthou jy Openbaring 5? Dis 'n aard
skuddende teks. Johannes gaan in hoofstuk 4 van Openbaring hemel toe. Die Heilige Gees neem hom in hoofstuk 4 vers 1 en 2 op 'n hemelreis. En dan sien hy hoe God die Vader op sy troon sit. En dan in hoofstuk 5 daag Jesus in die hemel op. Dis natuurlik met sy hemelvaart. En dan vertel Johannes vir ons 'n aangrypende aantal gebeure wat op die troon gebeur. Ek wil so 'n paar saam met jou lees. Ek lees in 5 vers 6. Toe sien ek 'n lam in die middel van die troon en die 4 lewende figure en tussen die ouderlinge. Hy het daar gestaan as die een wat geslag is. Met ander woorde, Christus staan daar in die hemel, in die hart van die heelal se beheersentrum. Die troon van God is God se beheersentrum. Die troon van God sê, God is koning. God is nie 'n koning soos aardse konings wat oor 'n spesifieke landgebied regeer nie. Ja, natuurlik regeer God oor alles, maar heel eerste is God se heerskappy met God self verbind. Hy is die Here. Hy is die heerser. Hy hoef nie oor 'n spesifieke klein landjie soos oor Suid-Afrika of oor die British Empire alleen te heers nie. Die hele wêreld is syne, sterre, son en maan, en Christus deel sy troon. Hoor net in Openbaring 7 vers 17. Daar lees ons, die lam is nou in die middel van die troon. Hy sal hulle lei, dis vers 17 van Openbaring 7. Hy sal hulle lei soos wat 'n herder sy skape lei. Hy sal hulle versorg. Hy sal hulle bring na fonteine met lewende water. Christus is, wanneer die hemelvaart aanbreek, in die middel van die troon. In Openbaring 7 wat ons vooruitneem na die wederkoms en anderkant die wederkoms, sê die lam is tot in ewigheid in die middel van die troon. O, Christus is God. Hy is saam met God by die troon. En dan beskryf Johannes die nuwe Jerusalem. Hoor net, Johannes skryf in Openbaring 21 vers 22. Ek het nie 'n tempel in die nuwe stad gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is die stad se tempel. Die lam is ook die stad se tempel. Die stad het nie meer die son se lig nodig nie, of die maan se lig nie. Die heerlikheid van God verlig die stad. So Christus is daar ook as te ware in die middel. Hy is by God, hy is in die nuwe stad, hy heers. En asof dit nie mooi genoeg is, dat God sy troon met Christus deel nie, met ander woorde, dat Christus ook God is. Hoor ek in Openbaring 4 vers 6, of in Openbaring 4 vers 5, of in 5 vers 6, die volgende. Toe sien ek 'n lam in die middel van die troon en die 4 lewende ouderlinge. Hy het daar gestaan as die een wat geslag is. Hy het 7 horings gehad en 7 oë. Dis die 7 geeste van God. Dit is die Gees van God, beskryf as die 7 geeste, die Gees in sy volmaaktheid, wat in hoofstuk 4 en 5 reg voor die troon, by die troon is. So, ken jy die troon van God? Dis die plek waar God is. Dis die plek waar Christus is. Dis die plek waar die Heilige Gees is. En dis die plek waar hy tot in ewigheid heers en regeer. Maar vir my, van die mooiste gebeure in die hele Openbaring boek, wat min mense optel, hoe Johannes tussen meervoud en enkelvoud skuif, wanneer hy oor die troon van God praat. Kom ek lees dit vir jou. Luister nou 'n bietjie mooi, hoe Johannes van God en Jesus praat, en dan 4 keer oorskakel in enkelvoud, in hoofstuk 22 vers 3. Openbaring 22 vers 3 sê, as hy oor die nuwe Jerusalem skrywe, niks wat deur God vervloek is in die stad te sien nie. Die troon van God en die troon van die lam is immers in die stad. Hoor jy nou? Die troon van God en die troon van die lam. Al sy diensknegte sal hom aanbid, enkelvoud. Hulle sal sy gesig sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Ewe skielik hoor ons enkelvoud, enkelvoud, enkelvoud. Ons hoor van die troon van God en die lam, en dan hoor ons ewe skielik, sy diensknegte sal hom aanbid,
Hulle sal sy gesig sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. As daar ooit enige twyfel is dat Jesus ten volle God is, dan is dit met eens uit die weg geruim. Daar is mense wat vandag sê, daar is selfs die Jehovah getuies wat sê Jesus is nie ten volle God nie. Hulle lees nie Openbaring nie. Hulle lees nie die troontekste na behore nie. God die Almagtige van die Ou Testament, die Here wat geen gelyke het nie, die Here wat tot in ewigheid heers, is die God wat sy troon met Jesus deel, met die Gees deel. Soveel so dat dit 'n enkelvoud word, die troon van Christus en die Lam, een troon, en in die nuwe Jerusalem sal ons hom sien en sal sy naam op ons voorkoppe wees. Openbaring vertel vir ons, God vervolgens, so ons sê, kan ek dit weer vinnig saamvat tot nou toe, God se troon deel hy met Christus. God se troon deel hy met die Gees. God se troon is eintlik enkelvoud tot in ewigheid, Openbaring 22. Maar ons sien ook in Openbaring, reg deur Openbaring, dat God op sy troon sit. Bedoelende, hy is rustig in beheer van sake. Hoor maar net in Openbaring 4 vers 2. Dadelik as ek in die Gees se krag toegevou, toe sien ek daar was 'n koninklike troon in die hemel. Op die troon het iemand gesit. So Johannes weet God regeer. Met respek, daar word nie rondgeskarrel in die hemel nie. Daar is nie noodvergaderings en God moet opstaan en nuwe kaarte van die heelal trek en krisisse hanteer nie. God is rustig aan beheer, aan die stuur van die hele heelal. Dit is nie asof hy rondskarrel en of engele die hele tyd ronddartel in die hemel. Here, daar's nog 'n krisis, daar's nog 'n probleem in Suid-Afrika, het jy nie alweer gehoor wat gaan daar aan nie? God die Almagtige heers. Hy wat sy troon deel met Christus en die Gees, die drie-enige God. Hy wie se troon tot in ewigheid een troon is, en die Lam en Christus. Hy is ook die een wat op sy troon sit. En is juist vanaf God se troon dat hy praat. Hoor net, Openbaring 16 vers 7. 'n harde stem het van die hemelse troon af weer klink. Dit het gesê, dit is verby. As 'n hele paar voorbeelde hiervan in Openbaring. God praat vanaf sy troon. Hy gee sy instruksies vanaf sy troon. Hy word omring deur die hemelse skares wat hom aanbid voor sy troon. Christus en die Gees is op sy troon. God is die heerser. Hy is die koning oor die koning en die heerser oor die nasies, soos Openbaring 15 vers 3 uitroep. Hy is die skepper van alles, Openbaring 21 vers 5. Hy is die een wat tot in ewigheid op sy troon heers. Is dit nie aangrypend nie? So as jy nou weer hoor mense praat van God is op sy troon, onthou, hy deel sy troon met Christus. Christus is daar in die middel van die troon. Hy deel sy troon met die Heilige Gees. Sy troon is tot in ewigheid 'n enkelvoud. Hoofstuk 22 vers 3. God spreek sy lewende woorde van die troon af. Hy word omring deur almal en hier is die goeie nuus. Hier is die goeie nuus en ek sluit af. Openbaring 5 en Openbaring 7 vertel, jy en ek is op pad na die troonsaal van die Allerhoogste. Die hemelse kerk in Openbaring 5 omring God op sy troon en Jesus wat daar sit. In Openbaring 4 is dit die 24 ouderlinge wat eintlik die kerk simboliseer, wat rondom die troon is, en hulle krone afhaal, en buig, en God aanbid. In Openbaring 5 doen die hemelse skare dieselfde, en in hoofstuk 22 ook. Goeie nuus, jy en ek ken hom wat op die troon sit. Jy en ek is op pad na hom wat op die troon sit. Jy en ek gaan binnekort in die troonsaal van die hemel lofliedere sing tot eer van hom wat op die troon sit. Jy en ek gaan bly in die stad van hom wat op die troon sit. Ons sal sy gesig sien, hy skryf sy naam op ons voorkoppe, by hom gaan ons vir ewig lewe. Hoor die woord van die Here. Amen. Dankie Here,
dat U regeer, dat U op die troon sit en ons is op pad. Dankie dat ons in Christus vir U ken, wat tot in alle ewigheid regeer. Amen. Wat 'n vreugde om saam te gereis het. Mag jy ook beleef by Ritme hoe goed die Here is. Dankie vir jou betrokkenheid, jou bydraes, dat jy dit ook help moontlik maak dat hierdie bediening digitaal op die lig kan bly. Vrede vir jou. En dis die woord op sy suiwerste, op sy beste, en dis die waarheid wat vry maak. So, dit is al, dis die woord. So, kom ons gaan leef hierdie. Kom ons gaan leef hierdie. Jy is baie welkom om ook vir ons te help met 'n finansiële bydrae en baie dankie vir elkeen wat gee. Dit is regtig vir ons 'n riem onder die hart en ook weer daai inspirasie en daai motivering wat ons het om die in-persoon by King Price te doen. So as jy naby Pretoria is, onthou dit, in-persoon Sondae 6uur by King Price by Menlyn Myn. Jy wat ver sit, dankie dat jy ons help om die in-persoon en digitaal moontlik te maak. Volg die sosiale media, die Facebookblad, Instagram, die YouTube kanaal, stuur die aan vir familie en vriende en ek hoop jy het 'n verskriklike lekker en 'n geseënde week. Totsiens.